Ek sluit af met jou die week. Jong, toe ek klein was, het my ma moes altyd vir my gesê, "Hey, sê jy nie dankie nie?" Sy het ons dit in my ingehamer. Want daar het sy al vir my die waarheid wou leer van waardeer wat jy kry. Moenie net aanneem dit is joune nie. Moenie net dink jy moet iets kry nie. Sê bietjie dankie. Sê jy nog as 'n volwassene dankie? Sê jy nog? Sê jy nog dankie my kind dat jy my gebel het? Dankie dat jy my onthou het. Ons neem dit net vanselfsprekend aan. Geneesere het bevind om dankie te sê, om die positiewe dinge in jou lewe raak te sien, nie net alleen op jou siege goed is nie, maar ook vir jou liggaam. Navorsings by die Universiteit van Kalifornië het gesien dat dankbaarheid ook jou bloeddruk verlaag. Ek dink hier drink te veel mense al bloeddrukpille. Moet ons nie dalk begin dankbaar leef nie. Dankbare mense word nie so gou kwaad nie. O, genade, dit is rooi ligte. Hulle is minder negatief. Navorsers by die Cornell Universiteit het gesê, dankbare mense het 'n laer risiko om fobias te hê. Byvoorbeeld alkoholisme, depressie en al hierdie dinge wat so die siektes van ons tyd is. Immuniteitssiektes. Maar dankbaarheid moet dan elke dag gebeur. Nie net wanneer jy dit onthou of wanneer daar mense is wat jy voor kan sê, dankie vir die koffie, dankie vir die tee nie. Maar elke dag dankie Here. Maar baie mense kla en sê, hulle het niks om voor dankbaar te wees nie. Want kyk net na die ekonomie. My kinders het alweer hulle werk verloor. Ek wil jou vra hierdie week, asseblief. Ek het soveel dinge vir jou oor en oor gesê. Ek hoop dit het by jou vasgehaak. Wanneer laas het jy vir God dankie gesê? Vir nog 'n dag in jou lewe. Wanneer laas het jy vir hom dankie gesê dat jy kan asemhaal? Net om gesond te wees en omring te wees met mense wat jou liefhet. Ons het so baie om voor dankbaar te wees. Kom ons probeer leer om dankbare lewens te leef. Kom ons bid saam. Ja Here, ons moet nie 'n besluit maak en sê, Here, ek wil van vandag af inoefen en in dankbaarheid voor U leef. Amen.